Ek gaan dat ons saam stil word. Ek hoop julle kon hierdie week so bietjie na die artikel gekyk het wat ek verlede week vir julle uitgedeel het. Ek hoop dat julle dalk 'n bietjie die gebedsoefening kon doen. Ek is baie nuuskierig om te hoor hoe julle dit ervaar het, so ek gaan net nou so 'n bietjie geleentheid gee. Maar as ons nou vanaand stil word, gaan ek dat ons dit saam doen en ek gaan so 'n bietjie oorgang in 'n tweede gedeelte van die gebed wat Ignatius ons dink ek mee help. Ek het in my voorbereiding besef, ons raak eintlik net aan 'n klompie goed, maar ek hoop dat die raak aan van die goed tog vir julle dalk lus maak om van die goed te lees en dieper met die goed in julle eie gebedslewe ook besig te wees. Ek gaan ook vir ons 'n lied speel. Nou hoop ek die tegnologie by my werk. Dis altyd die risiko. Ek weet nie waar jy vandaan kom vandag nie, wat al jou ervarings was nie, maar kom ons luister na die lied om ons dalk net so in 'n oomblik te help om saam stil te word.
terwyl ons stil word en ons draai na God wat teenwoordig is en ons onsself teenwoordig maak, wil ek jou nooi om bewus te raak van God wat teenwoordig is by jou. En wie is die God waarvan jy vanaand veral bewus raak in hierdie oomblik? Watter van God se karaktereienskappe en kenmerke is jy veral in hierdie oomblik van bewus? Terwyl hierdie gedagtes dalk in jou maal van wie God is, wil ek jou nooi om jouself toe te laat dat hierdie God ook in hierdie oomblik na jou kyk. En by wyse van spreuke wil ek eintlik vra, wat is die uitdrukking in sy oë, sy liggaamstaal as hy na jou toe draai en jy na hom toe draai? En rus vir 'n oomblik net in hierdie liefdevolle blik van God. Vanaand wil ek jou nooi om vir 'n oomblik die afgelope dag nou in jou gedagtes te herroep. Eintlik nooi om die dag in die oë te kyk en dat amper soos 'n film voor jou weer afspeel, vandat jy vanoggend wakker geword het. Hoe het jy wakker geword? Van dalk daai eerste koppie koffie. Gebruik hierdie oomblik om die dag te sien, die gebeure, die ontmoetings, die ervarings van jou dag. Laat die dag net vir 'n oomblik soos 'n film weer voor jou ontvou, vandat jy opgestaan het, totdat jy vanaand hier ingestap het. Ek wil jou nooi om vir die Here te vra om jou te help om nou weer na jou dag te kyk, saam met hom. Asof hy so langs jou kom sit en julle saam terugkyk oor die dag.
En vra dat die Here jou ook sal help om weer die goed te sien wat jy dalk veral weer na moet kyk. En soos wat jy terugkyk op die dag, wil ek jou nooi om te dink, wat was die momente waarvoor jy veral vandag dankbaar is? Die mooi, lewegewende oomblikke in die dag, of dit nou was daai lekker koppie koffie vanoggend, gesprekke met mense, oomblikke van liefde, geduld of omgee, 'n oproep, eposse, 'n ervaring van omgee, van spontaniteit. Kyk saam met die Here terug op die dag en dink spesifiek terug aan die mooi momente, en soms is dit groot, soms is dit sommer klein goedjies wat gebeur het, waarvoor jy vanaand vir die Here wil dankie sê. En doen dit. Soos jy oor die dagse gebeure, die mooi momente onthou, die dankbare oomblikke, mag dit wees dat jy ook moeiliker momente onthou. Goed wat jou traineer het, moeilike gesprekke, verhoudings waarbinne jy staan wat dalk ingewikkeld is, konflik, irritasie, spanning in jouself. Sonder om dit te probeer oplos of dit te probeer verander, erken ook daai momente dalk in die dag, as daar sulke momente was. En ook wat dit aan jou gedoen het. En dan wil ek jou nooi om dit bloot net in die Here se teenwoordigheid as het ware te kom neersit. Dalk was daar momente wat jy voel, ek moes dit dalk anders hanteer, of ek moes dalk anders reageer het. Bring daai oomblikke na die Here toe. Nou wil ek jou nooi om te draai na môre, die dag wat kom. As jy dink aan wat môre moet gebeur in jou dag, wat het jy spesifiek van die Here nodig as jy dink aan môre? Praat sommer met die Here daaroor en gee ook môre vir die Here.
En sonder baie woorde sit vir 'n oomblik net in die Here se teenwoordigheid. Here, nou gee ons ook hierdie aand en ons saam wees vir U. Amen. Goed, julle, ek het gedink dat ons vanaand begin om so 'n bietjie vir mekaar te sê, wat was ons ervaring van die leesgoed wat ek vir julle gegee het. Daar was altyd, ons maar goed dat mense oor wonder of wat dalk 'n bietjie moeiliker op die oor val, wat jy dalk nie so die taal is wat jy dalk aan gewoond is nie. So ek het gedink dat ons net begin vanaand om mekaar te sê, wat was jou ervaring van die leeswerk, wat was jou ervaring van die gebedsoefening, as jy dit bietjie gedoen het? Is dit vreemd, is dit nie vir jou lekker nie, is dit moeilik, gebeur daar iets met jou? En ook van nou se oomblik wat ons saam stil geword het, wat gebeur met jou? En ek gaan dat julle eers twee na mekaar toe draai, want anders gaan julle nie praat nie. Sê gou vir mekaar, as jy sommer net enige iets van vanaand se gebedsoefening, as jy dit in die week gedoen het, of van die materiaal wat by jou opkom. Ons draai na mekaar toe, en dan sal ek graag wil hê ons net so 'n bietjie vir mekaar sê, maar as daar iets wat jy nou beleef het, kom ek vat gou, ek gaan dit baie eenvoudig maak. Eerste keer wat ek dink ek hierdie gebedsoefening gedoen het, in die Ignatius se taal, hy praat van die eksamen, verskillende weergawes om dit te doen. So een weergawe wat ek nou gedoen het, ek gebruik die Afrikaanse refleksiegebed, waar jy reflekteer oor jou dag. Ek onthou die eerste keer wat ek dit gedoen het, was 10:00 in die oggend. My seentjie was 3 jaar oud. Toe kom ek in 'n plek waar ons dit doen. Die persoon sê ons moet gou saam stil word. Ek dink dit was nog John Ackerman gewees. En hy het dit so 'n bietjie op 'n ander manier gedoen, maar ek onthou nog, hy het gesê, kom ons dink gou, waar het ons vanoggend die Here gesien? En ek het by myself so 'n bietjie arrogant gedink, joh, die Here het nog nie tyd gehad vanoggend met my. Tot 10:00 het daar baie gebeur, maar ek weet nie of die Here tyd gehad het al om teenwoordig te wees by my nie. En toe word ons stil. En in die stil word is die eerste ding wat ek onthou is, ek het wakker geword, lank voor ek wou wakker word, toe my seentjie my geroep het, en ek by hom in die bed gaan lê het, en hy is 'n introvert van baie klein af, en hy op daai 3-jarige ouderdom daai oggend met my storieetjies vertel het. En ek onthou, in daai oomblik besef ek, hoe spesiaal was die oggend, hy doen nie dit altyd nie. En amper daai lekker gevoel weer beleef van hierdie klein mannetjie wat saam in die bed gelê het, met al hierdie klomp storieetjies vertel het. Die eerste moment wat ek aan gedink het, die tweede moment wat ek gedink het, was toe Lien, wat by ons in die huis gewerk het, vir baie jare my kinders help grootmaak het, my kinders se tweede ma, ek was op 'n stadium so jaloers, want die kinders het haar Mammy Lien genoem, en vir my het hulle net mamma gesê, ek het altyd gedink, daar is iets sagters in daai Mammy Lien. Maar ek het onthou hoe Lien ingekom het 8:00, en van daar af kon ek uitgaan en my werk doen, en in daai oomblik besef ek, joh, wat 'n engel het die Here vir my gegee, om my kinders saam met my groot te maak. En in daai oomblik het ek gestop en gedink, ja, hier was momente vanoggend, en as ek nie nou stil geword het, en net oor die oggend gereflekteer het nie, het ek hierdie twee baie kosbare momente, waar die Here in was, eintlik gemis. Gewone goed. Sê gou vir mekaar, wat het julle beleef in julle eie omgaan met die gebedsoefening? Draai gaan na mekaar toe, nou gaan ek tyd gee dat ons saam gou praat. As jy niks beleef het nie, is dit reg.
gaan terwille van die tyd tog vra dat julle net die gesprek gou klaarmaak waarmee julle besig is. Goed, dit lyk nou tog of julle lekker gesels. Ek hou hiervan, ek moes al vroeër dit begin doen het. Ek gaan terwille van die tyd tog vra dat ons aangaan, anders gaan ons die tyd ons vang. Maar dit is nogal iets wat ek julle sal wil aanmoedig om bietjie oor die ervarings met mekaar te gesels, en bietjie te beleef en te hoor hoe ons almal dit verskillend beleef. Verlede week het ek die eerste deel gedoen wat Ignatius sê, in die begin van elkeen van jou getuie, as jy by die Here stil word, dit raai na God, hoe wie is hierdie God? Wat na jou kyk, na wie jy kyk, wie na jou kyk, en laat daai oomblik ontvou. Julle sal onthou in die artikel spesifiek ook praat ons van Rob Marsh wat praat van geestelike autisme, is ons regtig oop vir die moment dat God regtig daar met my kan ontmoet. En ek wil julle bly aanmoedig, ek het laas gesê soos antibiotika, mens moet dit nie ophou doen nie, jy moet dit aanhou gebruik, want daar's potensiaal wat daarin opgesluit lê as ons so by die Here stil word. So ek het nou vanaand met dit begin op 'n manier en toe oorgegaan in die refleksiegebed, wat Ignatius noem die daaglikse eksamengebed, en daaroor gaan ons vanaand ook onder andere 'n bietjie praat. Ek het 'n gebed van iemand saamgebring, wat nou eintlik baie persoonlik van die persoon is. Ek het daarom gevra of ek dit anoniem mag gebruik. Dis iemand met wie ek 'n pad stap in begeleiding, en sy het die gebed begin bid. Die stil word, wie's God wat by my is, daarvan bewus word, God toelaat om na te kyk, en sy gebruik dit nou redelik gereeld. Sy skryf vir my ruk terug hierdie gebed. Ek wil julle moet bietjie luister. Dis iemand se persoonlike ervaring van die manier van stil word. Dis haar taal. Kyk na my. Ek kyk en sien u oë, sien u raak. Ek sien gelaatstrekke, plooitjies en sagtheid in die oë. Ek sien u handewerk, u voete trap. Ek kyk, sien raak en tog voel dit effe ver, effe onpersoonlik. Effe of daar tog 'n skeidslyn, 'n afstandslyn tussen ons is. Ons oë konnek. Ek voel ingetrek. Binne u oë kom ek sit. Ons voel tuis, verlore in mekaar se oë, en is net ons. Omhels verby woorde, verby die uiterlike, verby emosies of verstaan. Dit is waar ons oë vasgevang, vol oorgawe en tog vry, verlore. Tyd staan stil, ons rus. Dan nooi 'n onverwagse glinster in u my na meer, uitnodigend om te glo en te kyk vir meer. Spontaan knak my knieë as verwondering my kom vul, as u bewonderend aanskou. Verby die lagplooitjies en vrede, daar agter ontmoet ek u. U hart van deernis, ek word bewoe. U raak sien van ander deur hulle krake en verby hulle harde harte. Ek het 'n asemsnak, u liefde van omgee en vashou waar geen mens dit sal waag. Ek gevul met ontzag. U verstaan sonder woorde. Ek word ontvang. Daar verlore van myself ontdek ek myself, daar vasgevang in diepe verwondering. U oë gee, ek ontvang. Ek gee, u ontvang. Ons is een. Is dit nie mooi nie? Ek dink dit is wat in die artikel en daai kort bladsy ook eintlik uitkom oor hierdie oomblik van ontmoeting. Is 'n gewone vrou soos ek en jy, persoon, sy eie ervaring van net
stil word en in gebed na God kyk en God toelaat om na te kyk. Ek wil julle nooi dat ons na so een of twee goed gaan kyk. Daar's 'n storie wat ek gelees het wat my nogal gehelp het van 'n Britse Anglikaanse priester, David Adams. Hy skryf in een van sy boeke die storie van die tyd toe elektrisiteit vir die eerste keer in die Verenigde Koninkryk gekom het. En veral in die noordelike dele waar daar blijkbaar groot plase is elektrisiteit vrylik beskikbaar gewees. Ek dink ons sukkel 'n bietjie om hierdie storie lekker te verstaan, want ons het ander probleme met elektrisiteit, want daai tyd vrylik beskikbaar vir hulle. En maar wat hulle toe agterkom, die boere gebruik nie eintlik elektrisiteit nie. En die wat dit gebruik baie min, en dan sê die munisipaliteit het bietjie gaan ondersoek instel wat gebeur rondom dit. En hulle het onder andere by 'n vrou gekom wat hulle toe nou sien sy gebruik so bietjie elektrisiteit. En hulle vra haar toe die elektrisiteitsding, hoe werk dit vir haar? En sy sê toe, my so mooi, sy sê nee, sy gebruik dit. Elektrisiteit is wonderlik. As dit donker word in die aand, dan sit sy die ligte in die huis aan. Dan haal sy al kersse en al vuurhoutjies uit, dan steek sy alles aan en sit sy weer die elektrisiteit af. Dit is wonderlik, elektrisiteit is wonderlik. Die storie is op 'n manier vir my amper soos 'n gelykenis dat ons leef eintlik midde die elektrisiteit van God se teenwoordigheid. Dit is vrylik beskikbaar. Dis daar. Maar ons gebruik dit nie. Soms gesit ons dit gou so 'n bietjie aan. Ons steek net die kersie aan. Dan gaan ons weer aan. Maar dit is 'n stroom van elektrisiteit wat eintlik beskikbaar is. Nou in sekere tradisies sou julle dalk al gehoor het, ek dink die Anglikaanse tradisie veral, as die dominee of die priester die mense groet, dan sê hy mos altyd, the Lord is with you, en dan antwoord die gemeente, and with you. En daai is so bewustelike elektrisiteit oomblik van God is teenwoordig. Die mooi is dat dit is die belofte wat die heel meeste in die Bybel voorkom, as ek dit reg het. Die belofte van God se teenwoordigheid. As die Ou Testament lees, dan is dit op verskillende maniere, van die ark en die tabernakel en die verbond en die manna in die kwartels en die wolkkolom en die vuurkolom, en die tempel, alles, dit gaan net so aan, alles gaan daaroor God se manier om vir sy kinders en vir sy volk te sê, ek is by julle teenwoordig. As God mens word in Christus, dan sê hy, ek is Immanuel, God by julle. As hy op die vooraand van sy kruisiging en daarna sy dood en die hemelvaart praat en met sy disippels, dan is dit een van die eerste goed wat hy vir hulle sê, so in Johannes 14, ek dink ek het verlede week ook daarna verwys, waar hy vir hulle sê in vers 15 en 17, ek gaan, maar ek stuur my parakletos, ek stuur my voorspraak om vir ewig by julle te wees. En hy sê dit 2 keer in daai gedeelte, om hulle te oortuig van sy teenwoordigheid. En ek dink dit plaas 'n bietjie 'n teologiese tema op die tafel, wat ons eintlik het ek het al van die eerste week af eintlik bietjie daarna verwys, maar ek wil tog hê, N.T. Wright skryf, teoloog, Nuwe Testamentikus, skryf oor die verhouding tussen God se teenwoordigheid en ons ervaring. Sê hy het 3 opsies hoe ons daaroor kan dink. En dit maak nie saak nie watter opsie ons ook al kies, dit het 'n wesenlike effek op ons leef elke dag met God. Hy sê die eerste, en dis waarvoor ek gou die prentjie wil teken, en dit my gehelp, ek hou van prentjies, dink ook, so dit my gehelp. Hy sê die eerste verstaan van God se teenwoordigheid en van ons ervarings, of van hemel en van aarde, is dat dit, soos dat 'n lyn moet trek, dan sal ons hom so maak. Dis die eerste opsie wat hy sê ons het, waar die hemel hier is, en die aarde hier is, en daar is 'n duidelike skeiding tussen die twee. God se teenwoordigheid en ons ervaring. Hulle ken daai bekende lied van Betty Midler,
God is watching us from a distance. Nee, dis die eerste opsie waarvan N.T. Wright praat as hy sê ons hieroor kan dink. Dis so prakties soos partymal kom iemand by my en praat oor hulle eie gebedslewe en ek het dit al self ook so 'n gevoel gehad. Miskien ken julle dit as jy sê ek bid, maar dit voel vir my of my gebede reguit teen die dak, teen die plafon vasslaan en som net weer terugkom. Dan sou 'n mens kon vra, nou waar is God dan? Nee, waar is God as dit my ervaring is? Dit is hoe ek daaroor dink en dit beleef. So die woord wat hierso eintlik na vore kom, as ons nou teologiese terme wil praat, is dit deïsme. Dis die tipiese, en ek gaan nou nie vanaand lank hieroor kan praat nie. Ek wil net hê ons moet gou 'n bietjie hieroor dink. So dis die een opsie, sê Wright, wat ons oor kan dink daaroor. 'n tweede sê hy is waar dit een lang lyn is wat getrek word, waar hemel en aarde, God en my ervarings, alles op een lyn is, en dit is tipies van die pantheïsme wat ons ken. So my ervarings, God is in die boom en die boom is in God. Daar's nie onderskeid nie, dis alles een. Dit sê hy is 'n tweede opsie hoe ons daaroor kan dink. En dan sê hy, daar's 'n derde opsie. En dis nie hoe hy die prentjie teken nie, is my prentjie, so dit is baie gebroken dalk, maar dit sou so iets kon wees. En hy gebruik die baie mooi woord eintlik daar rondom. Waar hy sê die derde opsie is 'n interpenetrasie van hemel en van aarde. Dis 'n ineengevlegtheid van God en menslike ervarings. Dis 'n realiteit van God, dit tipies wat Paulus skryf, deur hom leef ons, beweeg ons en is ons. Hy skryf daaroor en dan sê hy, it overlaps and interlocks with human experience. God overlaps and interlocks with human experience. En iets van dit dink ek is ontsettend belangrik. Daar so baie teksgedeeltes waarna mense kan verwys wat iets van hierdie teenwoordigheid van God in hierdie wêreld, in ons ervarings, dink ek, na vore bring. Ek dink aan die psalmdigter, ek het verlede week ook 'n deel daarvan uitgehaal toe ons gesê het, Psalm 139, u sien dwars deur my, u ken my. Jy kan verder gaan met hom en dan gaan jy lees, waarheen sou ek gaan om van die gees te ontvlug, waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom, klim ek op na die hemel, is u daar, gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar, vlieg ek na die ooste, verre weste, ook daar lê u hand my, hou u regterhand my vas. Ek kon nie wegkom van God se teenwoordigheid af nie. God is teenwoordig. As tweede teksgedeelte wat ek dink mooi is, as Jesaja praat, dan sê hy, die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Efesiërs skryf Paulus, die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. Is God ook op 'n manier in die oomblik as my kind my 4:30 in die oggend roep en ons kan in die bed lê en gesels. Gewone menslike ervaring, God se teenwoordigheid ook in dit. Ek is die week in gesprek met 'n afgetrede predikant, en ons gesels oor Psalm 23, verlede week een van die tekste gewees in die lectionary, en hy sê so mooi vir my, hy besef hierdie week die kern van die psalmdigter van Psalm 23 se ervaring lê in vers 4. Ek sê vir hom, wat is dit? Hy sê, daar staan, want u is by my. Al die ervarings rondom die psalmdigter, die Here is my herder, ek kom niks kort nie, hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gaan dan, want u is by my. Die hart van die psalmdigter gaan oor God se teenwoordigheid. En ek het verlede week ook die vraag gevra, en ek dink dit is wat
wat die exercises van Ignatius in sy wese met hom saamdra is, hoe ernstig neem ek God se lewende teenwoordigheid op. Nie daar nie eendag nie, soekend iewers nie, maar by my en in my en om my. En dis een van die sinnetjies wat ek dink Ignatius voor bekend is. Ekskuus, daar's nog enetjie. Everhudson praat so mooi van the ungraspable mystery and unspeakably close. Dis hoe God is. Ungraspably mystery, unspeakably close. Ignatius se sin waarop hy sy oefeninge, sy gebedsgoed en alles gebou is hierdie een enkele sinnetjie, finding God in all things. Net in die kern, God is nie die oorsaak van alles nie, maar God is in alles. God veroorsaak hierdie sleg nie, dis die hele teologie rondom dit, ons gaan nie vanaand daarby stilstaan nie, maar God is in alles teenwoordig. En dis waar hy die 2 gebedsoefeninge, wat ek nou so bietjie aan julle bekend gestel het, die eerste een, die looking at God, looking at me, elke keer as ek stil word, daarmee stil te word, en die tweede, die daily examen, wat ons nou vanaand so op 'n manier gedoen het, wat eintlik 'n refleksiegebed is, wat jy soveel keer as wat jy wil kan doen, as jy kan stil word, terugdink oor 'n sekere tydperk, of dit die vorige dag is, of dit die afgelope week is, of dit die laaste maand is, of dit sommer net my oggend is, om soms net te stop, en vir myself te vra, wat het alles al gebeur vanoggend? Wat is die goed wat energie gegee het? Wat is die plekke waar iets van God gesien het? Die mooi, die vrug van die gees, liefde, waar het ek liefde, en vreugde, en vrede, en geduld, en selfbeheersing beleef? Vir die Here daarvoor dankie te sê, dan die tweede deel, waar het ek die ander kant daarvan beleef? Waar het ek jaloesie beleef? Waar het ek selfsug beleef? Waar het ek onmin beleef? En dit te erken, wat doen dit aan my? En dit vir die Here te gee. En dan die laaste moment, en as ek nou kyk na vorentoe, wat gebeur verder, en met die Here daaroor te praat. Dis in baie eenvoudige taal, die examengebed is baie interessant, daar word vertel, en destyds het Ignatius vir sy studente, of sy navolgers gesê, daar's 3 gewoond gebedspraktyke wat jy elke dag moet doen. Jy moet elke dag die Bybel lees, jy moet elke dag die nagmaal gebruik, en jy moet elke dag die examengebed doen. Nou, hierdie refleksiegebed. Nou, typies studente, hulle is mos altyd te besig. So dan het die studente na hom toe gekom, dan het hulle in sekere tye gesê, "Sjoe, dis baie besig." Ons kom jy al die 3 hierdie goed heeltemal goed uit nie, dan het hy gesê, "Oké, toe kom die katoliek deur, toe sê hy, los dan maar die Bybel lees, maar sorg dat jy elke dag die nagmaal gebruik, en dat jy elke dag die examengebed doen." En dan word vertel, dan het studente soms nog gekom gesê, ons kom nie by alles by nie. En dan het hy gesê, los die nagmaal. Maar moenie ophou om stil te word en na te dink oor waar jy vandag vir God raak gesien het nie. Dit was ietsie van sy belangrikheid waarmee hy dit uitgewys het. En hoekom is die vraag? Ek dink daar's 'n klomp redes, maar 2 van die goed wat vriende, wat ek dink, wat ek nou eintlik al gesê het, is die eerste hoekom hierdie examengebed, hierdie refleksiegebed, en ek gaan vir julle 'n blaadjie vanaand gee wat daai gebed baie mooi uitspel eintlik, en vir julle riglyne sal gee, sodat jy dit kan gaan doen. Die eerste ding is, ek dink dit help ons om met 'n baie groter bewustheid van God te leef. Om elke dag jou dag af te sluit met daai gebedsvorm. Ek vind dit help my ook nogal eintlik om sommer 'n boekie langs my bed te hê, en in die aand dit, as ek so stil word en nadink oor alles wat gebeur het, waar het ek God gesien, waar het ek God beleef, wat was moeilik, wat het met my gebeur, wat het binne in my gebeur, en vir die volgende dag te bid. Dit voel vir my, hoe meer ek dit doen, hoe meer gereeld ek die gebedspraktyk doen, hoe meer begin ek God in die oomblik raak sien. Dit gebeur soms as 'n mens hom gereeld doen, dat jy van jou huis af na 'n ander plek toe ry.
en jy sommer dit gou doen, en jy uitstap uit 'n vergadering waar jy sekere goed beleef het, en jy dit sommer net bid, dit doen, en jy goed raak sien, wat jy andersins sou gemis het. So dit help jou om 'n groter bewustheid van God in die oomblik te leef. Elizabeth Browning het daai baie mooi sê ding, ek is seker julle het dit al gehoor, wat sy sê, die aarde is vol hemel, en elke bos brand van God, maar net hulle wat dit raak sien, trek hulle skoene uit. Die res sit niks vermoedend en brame eet. Hulle ken dit. Die aarde is vol hemel en elke bos brand van God, maar net hulle wat dit raak sien, trek hulle skoene uit. Die res sit niks vermoedend en brame eet. Die eksamengebed wil ons daarmee help. En hoe meer ek dit doen, hoe meer dit deel word van my elke dag, meer begin ek God raak sien, daar waar ek hom gemis het. Daar's 'n tweede ding wat ek dink die gebedmens mee help, en dit is 'n baie groot tema wat ons nie eers kan uitpak in die 3 weke wat ons dit gedoen het nie, maar dit is die hele ding van discernment of onderskeiding, wat in Ignatiaanse spiritualiteit eintlik amper die kern uitmaak van sy goed ook. Ons gaan nie daaroor kan ingaan nie, maar dit is een van die eintlik enkel grootste geskenke, omdat Ignatius ontsettend 'n praktiese maniere eintlik uitspel rondom hoe onderskei ek God se wil in my lewe. Dit kan eenvoudig gedoen word deur daai 3 vrae. Agter dit sit daar baie ander goeters, maar 3 vrae waarmee ek gereeld kan besig wees is, waarmee ek ook al besig is, keuses moet maak oor goed. Die vraag te vra, hoe help dit my om nader aan God te leef? Hoe help dit my om nader aan myself te leef, my autentieke self wat God my gemaak het? En hoe help dit my om nader aan my gemeenskap te leef waarbinne God my geplaas het? Dit is 3 van die onderskeidingsvrae wat ek dink mense nogal baie lekker kan help. So ek gaan dink 'n bietjie, as daar goed is waaroor jy besluite moet neem of keuses moet maak, en jy antwoord dit, wat gebeur met jou? Ek het op 'n stadium, ek het 'n tienerseun in die huis gehad op 'n stadium, hy is nou al so arm uit die huis uit, maar so eerste liefde gehad hier op sy tienerjare, o hemel tog, en ek het sommer van die begin af gesien, hierdie gaan 'n disaster wees, hierdie gaan nie werk nie, maar daarom die wysheid gehad om te weet, jy sê nie dit vir 'n tienerseun nie, nee, ek hoop ek het dit reg gedoen. Jy laat my aangaan en dan sien maar net gereed om die pyne op te tel na die tyd, jy bly maar net naby. En toe ek nou op 'n stadium sien, hierdie ding is nou besig om regtig nie vir hom goed te wees nie. En hy begin dit dan besef. Toe gaan sit ek hier aan by hom. Sê ek hom, sê nou, ek het so 3 vrae wat ek altyd vir myself vra, as ek oor goed moet besluite neem wat vir my moeilik is. En ek het gewonder as ek vanaand vir jou die 3 vrae vra, of jy nie bietjie saam met die Here daarby wil gaan sit nie. En ek vra vir hom, as jy saam met die meisie is, help dit jou om nader aan God te leef? Help dit jou om autentiek jouself te wees, wie jy gemaak is, wie jy is, nie wat iemand anders wil jy moet sê, wat jy is. En help dit jou om nader te leef aan jou vriende, en ons as familie, mense waar binne jy nou is in jou skool, vat dit jou na mense toe, of vat hierdie verhouding jou weg van mense af? Gaan dink bietjie daaroor. So dis so prakties, dink ek, wat van die goeters na toe uitkom. Maar om dit te kan eerlik antwoord, is daar 'n diep kennis van God en van myself nodig. Is daar 'n diep leef in die bewustheid van wat doen die goed met my. En vriende, ek dink ons leef net in 'n tyd waarin ons so oppervlakkig eintlik leef. Daar's soveel goed wat ons wegvat, ons besig wees, distractions, al die tipe goed, tegnologie, al hierdie goed waarmee ons so besig is, vat ons weg, sodat ons nie met daai diep bewustheid in onsself kan leef. Daai dieper stemme in onsself kan hoor van wie is God en wat is God se wil en wie is ek ten diepste en wie het God my gemaak, wat is daai autentieke kant, en ek dink die eksamengebed is so 'n gebed wat ons in die besonder daarmee wil help. So ek hoop as ek nou vanaand vir julle die blaadjies gee, sal julle 'n lekker uiteensetting kry van die eksamengebed en ek wil julle aanmoedig om dit te gebruik en soms vir mekaar te sê, wat gebeur? Ek doen dit nou vir 'n week lank, wat kom ek agter? Wat sien ek raak, wat ek andersins dalk nie sou raak gesien het nie. Dit is so prakties, dink ek, soos dit. So dis die een
gebed waaroor ek vanaand wou praat. Die laaste ene waaroor ek wil hê ons vanaand gesels, en dit moes eintlik 'n hele aand gewees het, so ek hardloop vanaand nou deur 'n klomp belangrike goed eintlik heeltemal te vinnig. Maar die laaste ene, ons het nou die Looking at God, Looking at Me as een oefening van Ignatius. Ons het die eksamen as 'n tweede praktyk, 'n gebedspraktyk, en die derde een wat ek gou op die tafel wil sit is Imaginative Gospel Contemplation. Ek het nou my studies hier woord gebruik, verbeeldingsmeditasies met die skrif. Nou, partykeer sê mense, jong, ek het nie 'n verbeelding, ek het nie 'n groot verbeelding nie, ek sukkel bietjie met die goed. Dan sê ek altyd, dit gaan nie daaroor, ons het almal kreatiwiteit en verbeelding, ons gebruik dit verskillend, maar ons het dit almal. As jy jouself kan indink in hoe dit moet voel om jou eggenoot te verloor, of 'n goeie vriend of 'n vriendin te verloor, as jy jouself vir 'n oomblik kan stil word, en jouself kan indink in hoe dit moet wees, dan kan jy die gebed doen. So, net jouself inleef. Ons het almal daai stuk empatie en simpatie om onsself in 'n situasie in te leef. Dis al wat jy met nodig het om dit te kan doen. Ek dink ons kom uit 'n tradisie wat ek in die begin gesê het, ook die eerste aand, wat ons baie sterk op 'n informasie manier met die Bybel ook leer gebruik het. En dis nie verkeerd nie, inteendeel, ek dink dis een van ons geskenke in ons gereformeerde tradisie wat ons baie styf moet vashou. Imaginative Gospel Contemplation is wel 'n wyse wat ons wil help om op nog 'n manier aanvullend hierby ook met dit om te gaan. Ek het uit my persoonlike ervaring somme, professor Denise Ackerman, ek dink ek die eerste aand gesê, my pad net daar gekruis vroeg in my lewe, en iewers het ek saam met haar, sy het 'n strandhuis op Hermanus gehad, het ek vir 'n week saam met haar gaan stil word. Die eerste aand wat ons by mekaar is, vertel ek vir haar 'n bietjie wat in my lewe aangaan, en in daai stadium het ek 2 klein kindertjies, en ek is in studentekerk, en dit gaan nogal 'n bietjie rowwerig, en ek vertel vir haar die aand dit, en sy sê vir my, goed, vir die volgende dag gaan sit met Johannes 13, die dag lank. En dan die volgende dag kom jy dan gesels ons daaroor. En toe sy sê Johannes 13 toe, dink ek, dis die voetewassing. En in my kop dink ek, nee, alwaar ek toe nou hoor is, en Jesus sê vir hulle, gaan maak julle ook so. En ek dink by myself, ek was boude, ek was studente se koppies, ek was alles, ek wil nie nou nog hoor ek moet gaan voete was nie. So, in my arrogansie besluit ek gaan dit nie eers lees nie. Ek het gaan stap, ek het geslaap, ek het gaan draf, ek het 'n klomp goed gedoen, en volgende oggend dink ek gaan nou vir haar sê, ek dink sy het mooi gehoor wat ek vir haar gesê die vorige dag nie. En ek het by haar in haar gaan sit in haar sitkamer, en net toe ek nou vir haar wil sê, Denise, ek dink nie jy het my gehoor nie. Draai sy na my toe en sy sê vir my, het jy toe toegelaat dat Jesus jou voete was? In daai oomblik besef ek, sjoe. Ek het voor die tyd besluit wat staan in die teks, ek ken dit. Ek het gedink ek weet wat daar min of meer aangaan. Net in die eerste plek. Daai hele vooropgestelde ding waarmee mens dikwels na die Bybel toe gaan. Die tweede is, ek wou dit lees as iets wat vir my 'n boodskap moet gee. En sy het my genooi om die teks te gaan lees en in die teks te gaan sit. En toe te laat dat die teks met my kan gebeur. Want voor Jesus vir sy disippels gesê het, gaan en maak julle so, het daai hele toneel afgespeel. Waar hy voor hulle gaan sit het, by hulle gekniel het, hulle voete gewas het, en Imaginative Gospel Contemplation wil ons nooi om in 'n verhaal in te klim met ons senses. Ignatius sal vir jou gesê het, gaan sit daarso, lees die verhaal, lees hom 'n eerste en 'n tweede en 'n derde keer, en sit nou jou Bybel weg, en leef jouself in, as jy daar sou sit, en Jesus kom sit voor jou. Wat wil hy doen? En wat is dit, ek hou nie van voete nie. Ek het nou, toe ek natuurlik die res van die week, het sy my gelos met Johannes 13. Toe ek besef die ongemak wat ek het as iemand, ek hou nie daarvan dat mense aan my voete vat nie. Ek gaan nie eers vir pedicures nie, want ek hou nie daarvan nie. En hier kom sit Jesus by my en, julle hoor, wat gebeur? Wat is dit wat my voete vuil maak op daai stadium gemaak het van my lewe? En daar gaan 'n proses oop.
ek deel iets van die persoonlike ervaring, net omdat ek dink dat dit dalk kan lewend maak. Ek gebruik baie stories vanaand, maar kom ek gebruik nog een storie. Ons is baie lief vir die Wildtuin, ons is op 'n stadium by Laarsabi in die suide. Ons ry die dag uit by die kamp en daar lê 'n leeu wat 'n zebra gevreet het. Lang klomp karre gekyk, laat die middag, ek gaan die storie probeer vinnig vertel, laat die middag kom ons terug, hier is dit nog steeds, die leeu lê daar een kant. En wat ons toe sien is, daar begin hyenas en so aankom, maar hierdie leeu pas daai prooi op. Kyk, daai hyena waag dit nie naby die aasvoëls begin. Hy gaan lê so 'n bietjie een kant, dik gevreet al die hele dag. En as daar iemand beweeg, dan kom hy nader. Gaan geloop hy so om, vat so happie, gaan lê hy weer. En dit was toe vir my ongelooflik. Ek kom toe af op Jesaja 31. Soos 'n leeu 'n maanar by sy prooi lê en grom en hom nie laat afskrik deur die harde geskree van veewagters wat hom saamgeroep en hom nie steur aan hulle waai nie, en dan gaan die teks so aan. Wat ek eintlik wil uitkom is daai woordjie grom is die Hebreëse woordjie haga. Nou kyk gou hierdie mooi. So hy sê die 'n leeu lê en haga by sy prooi. Dan kom Psalm 1. En Psalm 1 sê, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind en 'n dag en nag oordink. Dag en nag oordink. En wat 'n Hebreëse woordjie is dit? Haga. So mense soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Sommige vertalings gebruik die woordjie mediteer. Ja, die psalmtjie gebruik 'n dag en nag oordink. Gebruik hierdie een vertaling. Maar toe gaan kyk ek nou bietjie na die woordjie haga. Ek het daarom goed hierso in die kweekskool groot geword, dat 'n mens bietjie na die oorspronklike taal moet gaan kyk. En ek sien die ongelooflike mooi dat Eugene Peterson skryf daaroor. Hy sê haga is iemand wat hom of haarself verloor in die woord. Soos wat daai leeu as ware homself verloor het in sy prooi. Is die uitnodiging dat ons onsself moet verloor in God se woord. Ons moet dit kou en daarby gaan lê en dit oppas en kou. En dit was my so mooi beeld gewees. En ek het besef hoe dikwels gaan ek na die woord toe. En ons doen dit mos, maar ons lees gou-gou, kom ons lees gou-gou in die oggend 'n teksversie, 'n teksgedeelte. Vanaand ons lees gou 'n teksgedeelte saam. Dis baie mooi gebruiker, daar's niks verkeerd daarmee nie. Maar die waarde wat ek dink die uitnodiging wat hierin is hoe verloor ek my in die skrif? Wat beteken dit om myself daarin te verloor? Ek kom nou uit van die Vrystaat af, ek dink altyd die beelde, vir ander beelde is van 'n bees wat herkou, nê. Bees eet mos nou die eerste keer gras en gaan lê in sy eerste pens, dan herkou hy die hele dag. Dis nie in 'n verteerbare vorm nie. En dan herkou totdat dit verteerbaar is en dan word dit deel van daai bees se energie en leef. En vriende, alreeds so lank terug soos 300 na Christus het mense begin om die Bybel as 'n baie unieke boek te lees, te besef, maar die Bybel is anderster as ander geskrifte. Kan dit nie net as 'n bloot geskiedenisboek lees nie. Dis 'n rykdom wat hierin opgeskryf is en 'n mens moet dit anders lees. Natuurlik was daar ook nie almal kon nie lees nie. So dis dikwels vir mense voorgelees. Maar so het 'n metodiek ontwikkel wat julle waarskynlik baie goed ken ook, is die gebruik van Lectio Divina. Wat ook maar gesê kan word dalk as 'n heilige lees van die teks. En oor dit kan ek dalk so vinnig iets sê, net laat ons mekaar dalk herinner. Ek is seker julle ken die 4 stappe of bewegings daarvan. Is die eerste lees. Ek lees Johannes 13. Voetewassing vra. Ek lees dit die eerste keer, ek lees dit die tweede keer, dan is die uitnodiging, sit dit een kant. En dan, daar is een nou gemis, dink ek. Nee, die PowerPoint het hom gemis. Die tweede ene is meditatio. Ekskuus, kyk of ek hom verkeerd om het. Nee, my fout. Na lectio, na die lees, kom meditatio. Dis die kou en die herkou. Dis die haga. Bly kou aan hom.
wat Ignatius gekom het en gesê het hierso, daai kou en herkou is daai wat ek my inleef in die verhaal, as dit 'n verhalende teks is, soos in die evangelies, word ek deel daarvan, ek word 'n karakter in die verhaal, ek voel dit, ek voel hoe Jesus my voete was, ek beleef my in dit in. Ek dink aan die, ons kan net nou na die ander verhaal kyk, maar dis die uitnodiging, om my in te leef daarin, en dan kom die derde moment, wat oratio is, en dan begin ek met die Here praat daaroor. Ignatius sê baie mooi, hy sê, as jy op 'n stadium nou die voetewassing gelees het, en jy word 'n karakter in die verhaal, en Jesus begin jou voete was, en jy kom agter, maar die verhaal ontvou nie nou heeltemal, soos wat hy in die Bybel staan nie, moenie gespanne daaroor wees nie. Maak dit die gesprek tussen jou en die Here. As jy daar sit, jy ontdek, ek wil nie hê die Here met my voete was nie, en jy sê, wat is dit in my, begin met die Here daaroor praat. As ek ontdek, my voete is vuil, en ek kom agter, ek wonder wat maak my voete op die stadium in my lewe so vuil, en ek begin aan goed dink wat in my lewe aangaan, maak dit jou gesprek met die Here, en moenie voel jy moet net by die verhaal bly nie. Dis die ontvouing van die teksgedeelte as gebedsmateriaal vir my gesprek met God wat nou lewend word. Nou gaan dit nie meer net oor ek wat die Bybel lees nie, maar nou gaan dit oor die Bybel wat my begin lees. Ek lees nie net om God te verstaan nie, ek lees om myself oop te stel, sodat God met my daarin kan begin praat. Nou word die Bybel my gebedsmateriaal. En dit is wat baie sterk gebeur in die oratio gedeelte. En dan die laaste is die contemplatio, wat daaroor gaan, dat ek eenvoudig rus in die Here se teenwoordigheid, en daaruit kan gaan leef. Dis waar die kos in die tweede pens van die bees gaan lê, en die bees dit opneem, en energie kry om te gaan leef. En dis eintlik net 'n oorgee moment aan die einde. En dis die 4 bewegings wat Lectio Divina is, wat vir alle eeue nog gebruik word in die kerk, waarvan Ignatius dan spesifiek sê, gebruik jou verbeelding, word deel daarvan. Hier is 'n baie mooi aanhaling, ek weet nie of ek kom hier het nie, hy is nie hier nie. Wat Guido, wat in die 12de eeu geleef het, hieroor geskryf het, hy het gesê, luister gou mooi, reading, as it were, puts the solid food into our mouths. Meditation chews it and breaks it down. Prayer obtains the flavor of it, and contemplation is the very sweetness which makes us glad and refreshes us. 4 bewegings van Lectio Divina. Vriende, ek het nou gedink dat ons vanaand, maar nou moet ek die tyd baie dophou. Wat ek eintlik wou gedoen het, is dat ons vir 'n oomblik nou dit gedoen het. Kom ons gaan dit, ek gaan dat ons binne 10 minute klaarmaak, is dit reg? Kom ons maak gou ons oë toe. Of kom ons lees gou die teksgedeelte, dan gaan ek julle vra om julle oë toe te maak, en ons gebruik gou die verhaal, net as 'n ervaring so bietjie. Ons het nie nou baie tyd nie, maar lees gou saam met my die teks. Hulle het in Jerigo gekom, en toe hy en sy disippels en 'n aansienlike skare uit Jerigo uitgaan, sit die blinde man Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. Toe hy hoor dat dit Jesus die Nasarener was, begin hy om uit te roep en te sê, seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf dat hy moet stil bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep, seun van Dawid, wees my barmhartig. 'n Ander vertaling sê, wees my genadig. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word. En hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. Hy gooi sy oorkleed of sy boekleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. Dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. Kom ons maak gou ons oë toe vir 'n oomblik. En as ons die beginsels wat Ignatius vir ons gee het wil toepas, dan wil ek jou nooi om vir 'n oombliekie verhaal te sien afspeel, amper wees soos 'n film. Amper sien daai ou wit en swart films wat op 'n doek afspeel en sien hoe hierdie toneel afspeel. Hulle kom in Jerigo aan as 'n klomp mense wat saam drom, Jesus tussen hulle.
langs die pad sit daar 'n blinde bedelaar, iemand wat niks het nie. Sy klere is geskeur, waarskynlik ou sandale as hy gelukkig is. Hy leef van wat ander mense vir hom gee. Kyk sommer of jy kan 'n prentjie sien van hoe die man lyk. Terwyl hy daar sit, hoor hy nou hierdie klomp skare, die gedreun. Vir jou ook nou, hoor sommer hoe dit klink as 'n klomp mense opgewonde begin uitroep. En dan hoor hierdie bedelaar dit. En in absolute desperaatheid roep hy uit: Jesus, ontferm U oor my. Wees my barmhartig. En mense stap aan en keer eintlik dat Jesus na hom toe kan gaan. En dan draai Jesus om. Hy sien die man. Hy sê: roep hom nader. Sien mens dit, hierdie man wat opspring en sy klere net daar los. Sy plastiek sakkie en die bietjie eiendom wat hy het, los hy net daar. En Jesus vra vir hom: wat kan ek vir jou doen? Uitnodiging is dat ek en jy ook dink, wat in die verhaal, waar is ek vanaand in die verhaal? Is ek een wat saam meeloop, of is ek dalk selfs die bedelaar? En as Jesus vanaand na my toe sou draai en vir my sou vra: wat wil jy hê moet ek vir jou doen? As hy vanaand na jou toe draai en vir jou sê: my kind, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Wat sou jou antwoord en gesprek vanaand met die Here hier rondom wees? Miskien is hierdie 'n verhaal waarmee jy dalk in die week verder kan gaan stil word en gaan kyk hoe dit vir jou dalk ook 'n gebedsoomblik kan wees. Vriende, ek het dit nou net so vinnig gedoen, maar ek wil julle graag nooi om veral met verhalende tekste, is dit ongelooflik lekker om so te gaan sit. En my eie aanvoeling is om soms sommer vir 'n week of 2 weke lank met een teks te sit, myself daarin te verloor, myself daarin te vind, die verhaal te lees, te sien wat afspeel, maar dan die taal daarin ook my eie taal te maak. As ek bid, Jesus, seun van Dawid, ontferm U oor my, wat beteken dit vir my en hoe maak dit my, wat beteken dit as ek dit bid? Wat vra ek vir die Here as ek vir die Here vra: Here, ontferm U oor my? Hoe word 'n sinnetjie in 'n teks van 'n blinde bedelaar iets wat ook resoneer in my en ook iets oopmaak van my eie verlange na God? So dit dink ek is een van die groot uitnodigings in Ignatius se Imaginative Gospel Contemplation, en dit is interessant in my eie studies wat ek met die dominees gedoen het. Ek het dit laas ook gesê in die vraag: wat is dit wat van die goed wat jy gedoen, of die mediums waarmee ons gewerk het, vir jou die meeste beteken het hulle gesê dit, om myself in die verhale te kon inleef en in Jesus se lewe.
het vir hulle die meeste beteken. Ek gaan klaarmaak vanaand daarmee. Professor Dirkie Smit het hierdie ongelooflike beeld wat saamhang eintlik met die teks in 2 Korintiërs 3 waar hy van die Bybel praat as 'n spieël. En dan sê hy dit so mooi. Hy sê as ons die Bybel lees, is ons soos mense wat in 'n spieël kyk. Gewoonlik as ons in 'n spieël kyk en ek lig my arm op, dan weerkaats die spieël my beeld vir my terug wat ek doen. Hy sê die Bybel is ook soos 'n spieël, maar dit werk bietjie andersom. Hy sê as die kerk, as ons as gelowiges, as ek as individu die Bybel lees, as ek dit nou begin ek bietjie inlees, as ek dit kou en dit herkou, dit haga, dan luister, dit oordink, dan sien ons in die Bybel die drie-enige God wat beweeg. En terwyl ons dit doen, word ons verander en vernuwe deur die Gees, sodat ons beeld al meer dit word wie God is. Net maar andersom, soos wat ek die Bybel lees as 'n spieël, word dit wat in die Bybel afspeel, dit wat God gee, word waar in my. En dan hoor julle dit, wat eintlik maar die tema vir my was van die drie weke. Dan word ek van 'n passiewe waarnemer, word ek 'n aktiewe deelnemer in die evangelie. Dan spat as ek daai eerste aand, The Voyage of the Dawn Treader van C.S. Lewis, die beeld wat ek vir julle gegee het van, as ek net na die Bybel toe gaan en my teologie bedryf as 'n raamwerk vir die lewe, dan kyk ek na 'n skildery. Maar as ek soos in daai film van Narnia kan instap en op die boot se dek kom en agterkom ek word nat gespat, dan word ek 'n deelnemer. En ek dink dit is die uitnodiging wat lê vir ons as ons hierdie gebedspraktyke nie oor praat soos wat ons eintlik die 3 weke gedoen het nie. Nie net daaroor nadink nie, maar as ons regtig in hierdie gebedspraktyke inklim. En soos hierdie gebed van hierdie vrou wat ek gelees het, wat gebeur as God na my kyk en ek na God kyk? Wat gebeur as ek daagliks reflekteer en God raak sien in die klein goedjies van my dag? Wat gebeur as ek in die woord inklim en toelaat dat die Gees dit in my kom verander, sodat ek dit kan begin leef wat daarin met my gebeur. Ek hoop iets van dit kan gebeur. Ek het vir julle boekies wat ek vanaand wil gee, wat ek maar vir ons gemeentelede dikwels gee, dis, jy kan sommer gee, dankie. Dis geloofsgewoontes vir jou lewe saam met God, en hierin verduidelik ek baie mooi die Lectio Divina, se 4 bewegings, waarna jy kan kyk. Dis redelik in detail nogal die uitgestip wat ek dink duidelik is. Dan het ek die daily eksamen, die tweede geloofsgewoonte. Geloofspraktyk is daar 'n stukkie oor geskryf. Kan ek gou sê oor die daily eksamen, of eintlik maar oor al hierdie praktyke. Daar's nie 'n reg en 'n verkeerd nie. Ja, julle kan nou. Daar's nie 'n reg en 'n verkeerd nie. Daar's net 'n manier wat vir jou werk. So jy kan vir hom gee. Dan kan hy dit maar weet. Jy moet 'n manier vind wat vir jou werk. So ek het nou, as julle die daily eksamen hier lees, gaan julle sien hy is so 'n bietjie anders as wat ek het gedoen het toe ek nou ons vanaand laat begin het. Kry 'n manier wat dit vir jou werk, waar jy eerlik met die Here kan praat. So die tweede een is die daily eksamen wat hierin is, en dan is daar so 1 of 2 ander geloofspraktyke wat 'n mens kan doen. Hier's 'n dankbaarheidsjoernaal, ek het daarna verwys, sommer net 'n boekie langs jou bed, en goed waarvoor jy vir die Here kan dankie sê. Hier's ietsie oor spiritual direction, spiritualiteitsbegeleiding, hier's iets oor centering prayer, die gebed van die hart, en iets oor vas aan die einde. Maar ek dink as julle net daarna kan kyk, en spesifiek die een oor Lectio Divina en die daily eksamen, is baie lekker deeglik uiteengesit, en dan wil ek julle aanmoedig, gebruik dit op die manier wat dit vir jou lewe en jou eie reis met God gee. Asseblief. Reg. Ons doel met hierdie was om my meer
doen nie. Ja, ek hoor jou. Ek hoor jou. Ek dink as ek kan saam met julle, dit julle maar self besluit, maar ek dink die eerste wat ek sou wil sê is, eerste ding wat moet gebeur is, ek en jy moet dit in ons eie stilte tye gebruik. Dit moet deel van jou eie gebedspraktyke word. Dan dink ek wat julle met mekaar sou kon praat, en ek dink dit is baie behulpsaam, want dit is lekker om te hoor hoe ander mense ook dit beleef, want ons beleef dit verskillend. Want daar's nie net een manier nie. Jy gaan dit 'n sekere manier beleef en doen, iemand anders gaan dit op 'n ander manier. As jy veilige ruimtes kan skep, waar mense kan sê, okay, ons gaan dit nou doen en oor 'n maand kom ons by mekaar, en ons skep 'n veilige ruimte waar elkeen kan sê, joh, wat gebeur die looking at God, looking at me, as ek dit doen, wat gebeur met, en net eerlike deel daarvan. As ek die daily eksamen vir 'n maand lank, elke aand van my lewe doen, terugdink oor die dag, reflekteer, waar het ek God gesien, wat was vir my moeilik, waarvoor bid ek, wat gebeur met jou? As ek met 2 of 3 tekste gaan sit, elke week een, blinde Bartimeus, die voetewassing, en ek lees dit op die wyse, en ek sit bidend so in dit, en ek, haha, wat gebeur met my, en julle kom eenmal 'n maand by mekaar, tot sien maar tot die einde van die jaar, ek dink eenmal 'n maand, en deel bloot net daai ervarings, nie as die een wat reg of die ander een wat reg is nie, maar dit is wat met my gebeur. Dan sou ek dit kan voorstel, dat 'n mens daarna kan kyk. Die belangrikste van sulke gesprekke is dat 'n mens, dat dit veilig is, want wat ons dan doen is, en dit is maar wat volgende dissipline van spiritualiteitsbegeleiding, dit is wat spiritualiteitsbegeleiding is. Spiritualiteitsbegeleiding is waar ek na iemand toe gaan, as 'n begeleier, en my eie ervarings wat met my gebeur, en my eie stil word saam met die Here deel. En 'n begeleier jou daarmee help, om daarin verder te groei. En die belangrikheid van dit is, dat dit 'n veilige ruimte moet wees, waar ons nie mekaar beoordeel en veroordeel nie, waar ons by mekaar leer, wat werk vir my, wat help my, en waar ons weet, dit is veilig in die opsigte, dit wat ons hier deel bly net hier. Ek dink as mens so ruimte kan skep, dan kan dit baie lekker wees om, nie hoef nie almal saam nie, mense kan groepies van 2, 3 mense, of 3, 4 mense maak, en sê, kom ons deel 'n bietjie, oor 'n maand, as ons dit gedoen het. Wie wil kom saam praat, en mens leer en groei so saam. Dis hoe ons dit in die gemeente gedoen het. Ons het dit 1 jaar gedoen met 'n Pinkster, en toe het ons daarna mense wat by mekaar kom net gesê, wat leer jy, wat werk vir jou, wat is vir jou moeilik? En as ons luister na mekaar, en ek hoor wat werk vir jou, en wat is vir jou moeilik, dan kom ek agter, okay, maar ek is nie alleen op hierdie reis nie, ek sukkel op my vrek om stil te word. Hierdie werk vir my beter, daai werk weer vir iemand anders te beter. Dis my aanvoeling as jy nou so vinnig die opmerking maak. Ja. Nee, enige iemand kan dit doen, ja. Ek moes by my kom koffie drink, dan gaan ons dit. Reg. Ja. Definitief. Ja. Absoluut. Saam met jou oefen, dis presies dit. Dit is presies dit. Dis reg. Sê ek sukkel hiermee, ek het nie hierdie week dit as wat maak dit ook vir mense moeiliker. Daar mense leer almal sy meeste uit die goed waarmee mense sukkel. So dit gaan daaroor en wat doen dit aan my, want dis die belangrike. In 'n mens eie refleksies, een van die goed wat ek julle sal wil aanmoedig is, jy vir 'n maand of 2 dit gedoen het, kom kyk bietjie wat skuif in jou. Ek gisteraand toe ek nou hierdie politieke chaos na kyk op die televisie en vanoggend sommer ook daaroor. Nou dink ek vanoggend by myself, ek raak baie kwaad oor van die goed, politiek krap my heeltemal te veel om. Nou dink ek by myself vanoggend, hoe het God na gister se gesprek daar gekyk? En ek kom toe agter hoe meer ek bietjie stil geword daarmee. Daar het iets in my geskuif, soos die dag aangegaan het, net om daai vraag te vra. Reg of verkeerd? Daar skuif goed, en ek dink dis wat dit doen.
Suster Mary Fisher is 'n non wat op 'n stadium in Suid-Afrika was, klomp van ons predikante so 'n bietjie deur was. Sy het op 'n stadium vir my gesê, iets met in 'n persoonlike gesprek met haar gepraat en ek dink dit het gegaan oor my geduld. Ek sukkel met geduld. Vra sy vir my, hoekom wil jy geduldig wees? Toe sê ek vir Jesus, dit is tog een van die vrugte van die Gees. Sy sê, nee man, dis net jou ego. En toe sê sy, nie jy nie worry oor geduld nie. Al wat jy moet doen, as jy Johannes 15 lees, is om ingeënt te bly in die wingerdstok. Dis nie jou vrugte nie, dis die vrug van die Gees in jou. Nou, ek gaan in die storie om te sê, ons dink so maklik na daai kant toe. Wat moet ons doen? Die uitnodiging is, kom bly in my. Die skuif sal die Gees self in ons doen. Soos wat ek in God bly, in gebed, in toewyding, in die woord, kou, en die energie wat na buite kom, die lewe wat na buite toe kom, is van die Gees wat my kom verander het. Ek kan nie myself verander nie, net die Gees kan dit doen. Ek kan ook nie ander mense verander nie, net die Gees kan dit doen. Al wat ek kan doen is om in God te bly. Soos weer dink aan haar heel begin het ek van Roeler aangehaal, wat daaroor gepraat het, gesê, na die hemelvaart is ons deel van Godse verandering in hierdie wêreld. Dis wat ek kan doen, ingeënt bly. Dit is maar geloofsgewoontes en geloofspraktyke inpas. Absoluut, absoluut. Definitief. Ons doen die opleiding, dis 'n kursus wat ons nou deur Communitas ook doen. Dis 'n 2 jaar kursus en lidmate doen dit. En predikante, maar gewone lidmate kan dit kom doen. So dit is definitief van die goed. So miskien moet ons maar iewers kan ek is regtig, dit sal vir my lekker wees om weer te kom. Maar begin by jouself. En wees besig daarmee en julle ken mekaar mos nou, so gaan drink koffie saam met mekaar en sê, die mens kan nie altyd almal as 'n groep by mekaar kom nie, maar julle ken mekaar en die met wie jy gemaklik is. Selfs met mekaar, sê wat gebeur, hoe werk dit vir jou, wat help jou? Dink dit is 'n goeie beginpunt. Dis wat Ignatius gesê het, ons gaan die kerk verander deur lidmate te verander. En deur self verander te word daardeur, soos jou eie ervaring die eerste aand ook was, dink ek. Dankie julle, dankie vir die vertroue om so 'n bietjie goed te kom neersit wat soms vir mense dalk so 'n bietjie anders op jou oorval. My ontdekking van die goed is dat dit nie vreemd is nie, dit val net bietjie anders aanvanklik op die oor. Maar dit het my gehelp om die teologie waarmee ek sit, nuwe lewe te kry. So dankie om Koenie.
vir julle.